Goeiedag geliefde, dit is weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om met u te mag deel op hierdie DVD. Maar voordat ons begin, kom ons vra net die Here se seën op hierdie boodskap. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir die baie dankie Here dat u vandag teenwoordig is om ons te leer uit u woord uit. Here, dankie dat ons nog die tyd het om te mag leer uit u woord. Vader, ek wil vra dat u ons gaan beskerm terwyl jy kyk in die opneem van hierdie DVD, om ook alle distraksies van ons al weg te weer. Here, kom omring ons nou met die krag, met die heerlikheid, met die vuur, Here, en doop ons met die Heilige Gees om hierdie boodskap te mag bedien. Vader, seën ons nou in Jesus naam. Amen. Nou vandag wil ek met u 'n onderwerp bespreek wat 'n baie kontroversiële onderwerp is en waaroor daar baie stryery en redenasies is en baie vrae en onkunde is. En dit is oor die onderwerp van die Sabbat. Nou, daar is baie onkunde onder die kinders van die Here omtrent hierdie saak, omtrent die Sabbat. Nou, baie mense reken dat die Sondag is die Sabbatdag. Ek het byvoorbeeld al gehoor in gemeentes waar die mense sal bid op 'n Sondagoggend. As hulle sê, Here, baie dankie vir hierdie Sabbatdag. En baie dink ook dat die Sondag het in plek van die Sabbatdag gekom ensovoorts. En dan is daar ook nou geloofsgroepe soos byvoorbeeld die Sewendag Adventiste wat beweer dat ons die Bybelse Sabbat moet onderhou en presies soos wat in die Ou Testament beskryf en omskryf is, en dat ons dit so moet doen. En dat dit 'n verpligting is dat ons die Sabbat moet onderhou ensovoorts. Nou, ek wil nou kyk wat sê God se woord rondom hierdie onderwerp. Wat is die Sabbat? Wie is van toepassing op die Sabbat ensovoorts. Al hierdie dinge rondom die Sabbat. Nou, ek wil net vir u sê, as ek dit eerstens kan verduidelik, wat is die Sabbat? Volgens die Bybel en die Joodse kultuur begin die Sabbatdag op die Vrydag aand met sononder en dit strek na die Saterdag aand na sononder. So, in daai opsig is die Adventiste korrek. Die Vrydag aand sononder tot die Saterdag aand sononder, so die basies die Saterdag, is die Sabbatdag. Dit is volgens die Bybel 100% korrek. Maar ek wil nou gaan kyk, wat sê God se woord rondom die Sabbatdag? Eerstens, die Hebreëse woord Sabbat beteken om op te hou of om te onderhou. So, as ons gaan kyk na die Hebreëse betekenis van die woordjie Sabbat, beteken om te onderhou of om op te hou. By nadere ondersoek is dit eintlik duidelik dat die Sabbat sentraal staan tot die Joodse kultuur, die Joodse leefwyse en spesifiek op die Joodse volk van toepassing is. Nou ons gaan nou daarna kyk, ek gaan dit nou vir u wys, maar ek en u is nie eintlik val nie onder die ding van die Sabbatdag nie, want die Sabbat was uitsluitlik gegee aan Israel, aan die Jode, vir hulle om te onderhou en dit het spesifiek te doen met hulle kultuur, nie met ons kultuur nie. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie eerstens wat dit beteken. Nou, eerstens, hoekom moes die Jode die Sabbatdag onderhou? Die eerstens herdenk het hulle of dit herinner hulle dat die heelal geskep is en dat die heelal aan God behoort. Nou kom blaai bietjie saam met my na Eksodus 20 toe. Eksodus 20. En ons gaan kyk wat sê God se woord rondom hierdie onderwerp. So, ons gaan nou 'n bietjie 'n studie doen rondom dit. Eksodus 20 vanaf vers 8 en 9. Hy sê God vir hulle: "Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie." Jy sien, so, kyk wat sê vers 11, want hy sê, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Nou, eerstens is daar hierdie leuen wat vertel, dat omdat God nou die 7de dag gerus het, was dit nou 'n Sabbatdag. Nee, God het nie 'n Sabbatdag nodig nie. Die 7de dag toe God gerus het, was nie 'n Sabbatdag nie. Nêrens in die skrif kan ons sien dat die Sabbat vir enige ander volk gegee was, behalwe aan die Jode nie. Israel moes die Sabbat onderhou. Die wet van die Sabbat was eers ingestel toe God aan Moses die 10 gebooie gegee het, die wet gegee het. En die Sabbat was deel van die 10 gebooie. So eerstens was dit 'n teken vir die Jode, want dit herinner hulle dat God die heelal geskep het en dat God aan hulle 'n verbond gemaak het. En basies met die skepping het, sê God, omdat hy die 7de dag gerus het, gee hy dit ook vir Israel as 'n rusdag. So, dis hoekom God vir hulle gesê het, gedenk
die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. So, dit is eerstens die eerste gedeelte. Dan, die tweede punt, hoekom God vir Israel die Sabbat gegee het. Dit gaan oor Israel se identiteit. Die Sabbat was aan geen ander volk gegee nie. Die Sabbat en die wet was uitsluitlik alleenlik aan die Jode gegee, aan Israel. En dit is uniek aan die Joodse volk, want dit herinner hulle ook aan die uittog uit Egipteland tyd. God het aan hulle die Sabbatdag gegee, omdat hulle in Egipteland slawe was. En toe het God vir hulle gesê, ek gee vir julle 'n dag van rus, omdat julle geen rus gehad het in Egipteland nie, en ek julle daar uitgelei het, daarom gee ek vir julle 'n Sabbatdag. En dit is ook uniek aan die volk van Israel, want aan geen ander volk het God die wet gegee nie, en aan geen ander volk het God die Sabbatdag gegee nie, wat wys ook dat Israel is God se uitverkore volk. Nou, kom blaai 'n bietjie saam met my na Deuteronomium toe. Die boek van Deuteronomium, hoofstuk 15, en ons gaan daar so lees in vers 15. Deuteronomium 15 en ons gaan lees vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipteland was, en dat die Here jou God jou verlos het, daarom beveel ek jou vandag hierdie saak. Nou kyk 'n bietjie baie mooi. Ek en u was nie slawe in Egipteland nie. Ek en u bly nie in Kanaan nie. God het nie aan my voorouder 'n belofte gegee, of die gelofte gegee aan Kanaan nie, die beloofde land nie. Ons bly in Suid-Afrika. Suid-Afrika is ons land. Ons onderhou nie die Joodse kulture nie. Ons het nie die Joodse tradisie nie. Ons is nie Jode nie. God het uitsluitlik die Sabbatdag gegee aan die Jode en gesê, onthou dat jy 'n slaaf was in Egipteland en daarom gee ek aan jou hierdie Sabbatdag. Kyk ook wat sê Eksodus 31. Daar so in vers 16. Eksodus 31 vers 16. Hy sê, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier, hulle geslagte as 'n ewige verbond tussen my en die kinders van Israel. Is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Jy sien, die hele ding gaan oor dat dit vir Israel gegee was, as 'n teken, omdat Israel ook slawe was, en moes gewerk het, geen rus gehad het nie, het God die simboliek gevat en gesê, omdat hy die aarde en die hemel geskep het, in 6 dae, die 7 dag gerus het, so was hulle ook slawe gewees, en daarom gee hy aan hulle nou 'n rusdag. En dan, dit is 'n teken vir Israel, en Israel uitsluitlik die Jode. Nou, wie is Israel? U kan gerus ook gaan weer gaan navors in die Wet en Genade DVD, waar ek daaroor gepraat het. Israel was Jakob en sy nageslag. Die verbond van Abraham het gegaan oor Abraham se nageslag, wat aan God aan hom gesê het, ek gee aan jou die land Kanaan as 'n ewige erfdeel, as 'n ewige verbond, en daar het God met hom die besnydenis ingestel en gesê, as teken van die verbond dat ek aan jou die land Kanaan gee, moet jy jouself laat besny. En Abraham en sy nageslag, Jakob, Isak, daai nageslag, hulle is die volk Israel, hulle is die Jode. Nou hier is die ding waar die Adventiste en die mense hierdie konsep mis, dat hulle sê ons moet ook die Sabbatdag onderhou. Eerstens, ons word nie fisiese kinders van Abraham nie, en ons is ook nie fisiese kinders van Abraham nie. Ons is geestelike kinders van Abraham, in die sin van, wanneer ons tot bekering kom in Jesus Christus, dan beteken dit ons word geseën saam met Abraham. Ons kwalifiseer vir die beloftes van Abraham, van Jesus Christus, vir die verlosser, vir die ewige lewe, om erfgename van God te wees, deur die geloof in Jesus Christus. Eintlik niks met Abraham te doen nie. Dis 'n vergelyking, soos wat Abraham in God geglo het, so word ons, die heidene, wat uit die heidense nasies uitkom, word ons geseën saam met Abraham, want soos wat Abraham in God geglo het, so glo ons in Jesus Christus, en dit kwalifiseer ons vir die beloftes van Abraham, en dan word ons erfgename van God. Jy sien, die belofte en die verbond van Abraham oor die land van Kanaan, het niks met my en u te doen nie.
Die verbond van Abraham en die kinders van Israel oor die land van Kanaan het te doen gehad met Israel uitsluitlik, nie met ons nie. Ons bly in ons land waar ons moet wees, in Suid-Afrika. Ons bly nie daarbo in Israel nie. Israel was aan die Jode gegee. Nou goed, so dit gaan oor die Joodse identiteit. Dis 'n verbond tussen God en Jode. Kyk ook wat sê Exodus 31 vers 17. Kyk mooi, hy sê dit is 'n verbond tussen my en die kinders van Israel. Dit is vir ewig geteken. Jy sien, so dan kan ons hierso nou afloop om te sê van die Sabbat was uitsluitlik aan Israel gegee. So die Sabbat is vir Israel 'n dag van rus wat gevier moet word in teenstelling met die rusteloosheid van hulle slawerny in Egipte land. Kyk wat sê Jesaja 58. Jesaja 58 vers 13 en 14 sê die volgende: As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat en verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want met die mond van die Here het dit gespreek. Jy sien, wat is die erfdeel van die vader Jakob? Die land Kanaan. Dit het gegaan oor die land Kanaan. Wanneer Israel die Sabbat ook moes onderhou, was dit 'n teken. Hier kan ons sien dat hulle 'n slaaf was en dat God vir hulle sê, verlustig jou in hierdie dag, want julle het nie rusdae gehad in Egipte nie, en ek vat julle nou na die beloofde land toe, soos wat ek aan julle beloof het toe julle in Egiptes land slawe was, wat ek gesê het, ek gaan julle vat na 'n land wat oorloop van melk en honing toe, en daarom gee ek vir julle die Sabbatdag, sodat julle kan verlustig in hierdie dag. Jy sien, so die Sabbatdag was uitsluitlik vir Israel gegee. En dit was deur die wet ingestel. Die Sabbat het nie gekom van die skepping af nie. Want ek weet ook die Adventiste beweer ook hierdie ding wat hulle sal sê, die Sabbatdag was van die begin af was daar 'n Sabbatdag gewees. Die dag wat God gerus het was nie 'n Sabbatdag nie. God het nie 'n Sabbat nodig nie. God het nie nodig om enigiets te onderhou nie. Verstaan jy dit? En dit is wat die woordjie Sabbat beteken, om te onderhou. God het gerus van sy werk en hy gebruik dit as simboliek vir Israel om te sê, soos wat ek gerus het, ek het gewerk en ek het gerus. So julle was ook slawe, julle het gewerk, daarom moet julle rus. Jy sê dit het absoluut niks van toepassing op die heidene nie. Nou goed, waarom vier ons dus dan nou die Sondag? Want as ons dan nou sê dat die Sabbatdag ingestel was en dit was vir Israel uitsluitlik bedoel, waarom vier ons dan die Sondag? Nou eerstens kan ek sommer vir die dadelik sê dat die Sondag het absoluut niks met die Sabbatdag te doen nie. Absoluut niks. Daar's geen konnotasie tussen die Sondag en die Sabbatdag van die Bybel nie. Eerste ding, gaan ons kyk gou na die Sondag, want nou kry ons hierdie bewering wat die Adventiste ook maak, en ek gaan baie praat oor die Adventiste vandag, dat die wat die Sondag wil onderhou, is nou die antichrist, en hulle loop nou agter die merk van die dier aan, en hulle doen somgod aanbidding, en al hierdie tipe goed, en is absolute blaatante leuns. Ek gaan nou kyk waarom moet onderhou ons die Sondag. Nou, ek gaan kyk eerstens in die Ou Testament, en dan ook dan in die Nuwe Testament, waarom onderhou ons, of waarom vier ons die Sondag. Nou, eerstens wil ek hê, jy moet saam met my blaai na Levitikus 23 toe. Levitikus 23. En ek wil ook net sommer vir jy sê, ook sommer vir jy begin, net so van die os op die jas. Hierdie mense ook wat beweer die Afrikaner is nou deel van die volk van Israel en goed. Weet jy wat? Dit maak in elk geval die saak of jy aan Israel behoort of jy nie doen nie. Jy moet in elk geval tot bekering kom in Jesus Christus om geregverdig te word. Jou dade gaan jou nie red nie. Dit is die kruis van Jesus alleenlik wat jou gaan red. Maar kom ons gaan kyk gou 'n bietjie nou Levitikus 23 vers 10 tot vers 11. Hoor nou baie mooi wat sê hy. Hy sê: "Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei." Nou goed, kom ons kyk gou. Hier praat hy van die fees van die eerstelingsgerf. Nou wat is die fees van die eerstelingsgerf?
Die eerstelingsgerf wat direk na die Pasga en die fees van die ongeseerde brode as beweegoffer gebring moes word, is 'n tipe van die opstanding van Jesus uit die dode. Jy sien, die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het nou sy eerste vrug opgelewer en die begin van 'n groot oes geword, wat in die Nuwe Testament in die naam van die Here Jesus ingesamel sou word. Jy sien, wat was die fees van die eerstelingsgerf? Dit dui op Jesus se kruisiging wat gesterf het en sy opstanding. So, die koringkorrel wat in die grond geval het, was dus 'n simboliek van Jesus wat gesterf het. En dan die eerste dag na die Sabbat. Wanneer was die Sabbat? Die Saterdag, die vorige dag, van die Vrydag aand sonmiddag tot die Saterdag aand sonmiddag. Die dag na dit moes die priester, die hoofpriester van die koringgerwe gaan sny het, van die eerste gerwe gaan sny het. En dan moes hy dit as 'n beweegoffer voor God gebring het. En dit dui op die opstanding van Jesus. So, die eerstelingsgerfoffer was vervul in Jesus Christus. Jesus is opgewek op die Sondag, die eerste dag na die Sabbat. Want onthou, Jesus het op die eerste dag van die week opgestaan. So dit is 'n profeties bepaal basis dat Jesus op die eerste dag van die week, die Sondag, uit die dood sou opstaan en dat hy op die dag vir die volk, vir God 'n welgevallige offer sou wees. So, dit is waar die hele konsep kom van die Sondag vir ons in die Ou Testament. Dis die fees van, een van die feeste van die Jode is die fees van die eerstelingsgerf, waar Jesus gesterf het en opgestaan het. So dit is waar die vervulling gekom het in die Nuwe Testament, dat Jesus Christus is opgewek op die Sondag. En dis een van die redes van die Ou Testament af, waarom ons vandag die Sondag vier, is omdat Jesus uit die dood uit opgewek was, op die eerste dag van die week, en so ook dan dus die fees van die eerstelingsgerf basies vervul het. Kyk byvoorbeeld wat sê 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Jy sien, so Jesus was die eersteling wat opgewek was. So dit is hoekom ons die Sondag vier, is as gevolg van die opstanding van Jesus uit die dood uit. Die tweede rede waarom ons Sondag vier en Sondag basies onderhou, is die vervulling van die Pinksterfees was ook op 'n Sondag gewees. So as ons kyk na die Pinksterfees, Levitikus 23, as jy saam met my bly na Levitikus 23 toe. En ons gaan daar so lees vanaf vers 15. Hy sê, dan moet julle tel die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweeggerf gebring het, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. So na die vervulling van hierdie dag, was toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2. Nou kom ons lees gou daar so in Handelinge 2. Handelinge 2 in die Nuwe Testament. Kyk nou baie mooi, Handelinge 2, vanaf vers 1, hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is hulle deur tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige man uit elke nasie wat onder die hemel is, en toe daar die geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd vir mekaar gesê, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters, Meders en Elamiete en inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine, wat hier vertoef Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal, oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. En dan gaan hy nou verder lees van Petrus toe hy nou sy eerste preek toe gegee het. So die uitstorting van die Heilige Gees het op 'n Sondag plaasgevind. As jy nou mooi die dae gaan tel,
so wat hulle presies gesê het, nadat Jesus nou gesterf en opgestaan het, was op 'n Sondag gewees, daai 50 dae aanbeweging en so aan, dan gaan jy nou sien, dit kom weer eens uit op 'n Sondag. Die vervulling van die Pinksterfees het op 'n Sondag gebeur. So, Christus, Sondag behoort aan basies, dis aan Christus, sy opstanding, die Pinksterfees met die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is hoekom ons die Sondag vier, was as gevolg van dit, omdat alles rondom die Sondag gedraai het. Die volgende rede waarom ons ook die Sondag vier, is omdat die eerste Christelike byeenkomste, waar tydens Jesus aan sy disciples verskyn het na sy opstanding, ook gebeur het op Sondag. Blaai gou saam met my na Johannes toe. Johannes 20, en ons gaan daar so lees in vers 19. Johannes 20 vers 19, hoor nou baie mooi. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy gesê het, wys hulle sy hande en sy sy en sy disciples was bly toe hulle die Here sien. Jy sien, op die eerste dag van die week, na Jesus se opstanding, het hy aan hulle verskyn. En hulle het hulle deure gesluit uit vrees vir die Jode uit, want hoekom? Want die Jode wou hulle doodmaak. Want dit is juist waar het alles gegaan het. So, op die eerste dag van die week. Wanneer is die eerste dag van die week? Die dag na die Sabbat, wat vir ons dis dan nou die Sondag is. So Jesus se volgers het op die eerste dag van die week by mekaar gekom. En Jesus het self aan hulle daar verskyn. Kyk ook wat sê Johannes 20 vers 26. Hy sê, en 8 dae daarna was sy disciples weer binne en Thomas saam met hulle en Jesus gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Nou interessant genoeg waar die Bybel praat van die 8 dae. Hierso kom het ook uit op die week, was ook die volgende Sondag gewees, want die Jode het die manier gehad om dieselfde dag weer te tel. So hulle die Sabbatdag waarop hulle was, het hulle getel as een dag en dan het hulle 8 dae getel tot by die volgende week. Dit is maar net 'n manier hoe hulle ook maar getel het daardie dag. Dus kom hy praat van 8 dae daarna. Bedoel hy eintlik 'n week daarna, 7 dae daarna, maar omdat hulle daai selfde dag ook getel het as 'n dag, kom dit uit op 8 dae en dan kom dit weer eens uit op 'n Sondag, waar Jesus die tweede keer aan hulle verskyn het, was ook op 'n Sondag gewees. Nou goed, nou na Jesus se hemelvaart het sy disciples ook op Sondag vergader. So Handelinge 20, kom ons gelees daar so in Handelinge 20 vers 7. Sê so, en op die eerste dag van die week, toe die disciples vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy sy rede gerek het tot middernag toe. Jy sien, hy het met hulle gespreek, en met hulle brood gebreek, en met hulle gepreek basies, tot hy middernag toe. En wanneer was dit? Op die eerste dag van die week, wat hulle by mekaar gekom het om brood te breek. Reg deur die Bybel, van die disciples af kan ons sien, die eerste dag van die week, die Sondag, het hulle by mekaar gekom. So, baie van die volgers van Jesus het ook op die Sabbat na die sinagoges gegaan, om die Jode te leer ensovoorts, omdat het is waar die Jode, wat nie Christene was nie, by mekaar was. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Paulus. Paulus het byvoorbeeld in die sinagoges gepreek, en hy het op die Sabbatdag in die sinagoges gepreek. Waarom het hy op die Sabbatdag in die sinagoges gepreek? Omdat dit is waar die nie-Christene by mekaar was. Dis daar waar die Jode by mekaar was, en hy het hulle gaan bedien op die Sabbatdag. So hy het op die Sabbatdag, die Saterdag basies, gaan bedien. Hoekom? Want dit is wanneer hulle by mekaar was, die nie-Christene. Want hulle het nog geglo, hulle moet die Sabbatdag onderhou. Maar Paulus en die Christene het Sondag by mekaar gekom, die eerste dag van die week. Hy het op die Sabbatdag na die sinagoges gegaan om met hulle te redeneer, omdat hulle geglo het, hulle moet die Sabbatdag onderhou in die sinagoges wees. Jy sien, so dit is waarom ons die Sondag onderhou, want van die disciples van Jesus af na sy opstanding, gaan dit alles oor die Sondag, die eerste dag van die week. Selfs in die Ou Testament het ons gesien, die vervulling van die Joodse feeste het gebeur op die Sondag. Kyk nog 'n bietjie wat sê 1 Korintiërs 16 vers 2. 1 Korintiërs 16 vers 2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, omdat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Jy sien, Paulus was op 'n sendingsreis gewees en hy het geld ingesamel vir die arm mense, die arm Christene ensovoorts. En hier sê hy vir hulle, wanneer julle by mekaar kom op die eerste dag van die week, kry nou 'n bietjie geldjies by mekaar, spaar op soos wat jou rykdom dan nou maar was vir daai week, en dan sê geld by mekaar, as ek weer omkom sal ek die geld by julle kry. Wanneer was hulle dus by mekaar? Wanneer het hulle dus kerk gehou? Wanneer het hulle by mekaar gekom? Op die eerste dag van die week. Wanneer is die eerste dag van die week? Die Sondag. Want die Sabbat was die Vrydag aan son onder, tot die Saterdag aan son onder. Dit was die Sabbat, en van die Saterdag aan son onder tot die Sondag aan son onder was basies die eerste dag van die week.
So as Jesus ook opgestaan het uit die dood, en baie mense redeneer, hy het op die Saterdag opgestaan. Ja, hy kon enige tyd in die Saterdag aan, na sononder kon hy opgestaan het. Regdeur tot die Sondag aan sonder, jy sien. Maar die Bybel praat vir ons dat hy gesê dat hy die vroeg in die oggend opgestaan het. Nou ook die volgende rede ook, hoekom ons ook die Sondag onderhou en dan nie die Sabbatdag nie. Onthou jy, ek het net gepraat van die heidene. Nou ek en jy kom uit die heidense nasies uit. Ons kom nie uit die volk van Israel uit nie. Ons is nie Jode nie, ons is nie Israeliete nie. Ons kom uit die heidense nasies uit. Ons bly ook nie in Kanaan nie. Israel, die land Israel behoort ook nie aan ons nie. Ons bly in ons eie land. Ons onderhou ook nie die Joodse tradisies en kultuur nie. Nou in Handelinge 15 was daar 'n groot vergadering gewees, as ek dit so 'n synode vergadering kon genoem het, waar hulle byeengekom het om te besluit oor die heidene wat tot bekering gekom het. Moet hulle dan dus nou ook die wet van Moses onderhou, om hulle self te laat besny, en al hierdie tipe goeders. En in daai gedeelte het hulle basies daarop neergekom, dat die heidene gered word uit genade van Jesus Christus, en nie uit onderhouding van die wet nie. Want as jy uit jou eie onderhouding van die wet, en al hierdie tipe dinge, jou self wil regverdig en wil red, dan beteken die geloof in Jesus Christus vir jou niks nie. Nou, dis waarom ek nou weer sê, kyk eerstens die wet en genade reeks, doen eers daai studies oor die wet en genade, dan gaan jy ook verstaan van die Sabbatdag. Die Sabbat was deel van die wet. Dit was deel van die wet van Moses, dat die Jode moes hulle laat besny en hulle moes die Sabbatdag onderhou en al die tipe dinge. Maar die woord van God sê vir ons dat ons wat heidene is nie onder die wet van Moses nie. Daai wet is vervul in Jesus Christus. Ons staan nie meer onder die wet van ons dade nie. God sien nie meer ons dade raak in die sin van, nou moet ek 'n heilige dag onderhou om God te please nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons word gered uit geloof in Jesus Christus uit. Nou kyk wat sê Romeine 2 vers 14. Romeine 2 vers 14 sê die volgende: want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Jy sien, die heidene het geen wet gehad nie. Ons het geen wet ontvang nie. Die wet was uitsluitlik gegee aan Israel, aan die Jode. En die 10 gebooie sluit in die Sabbatdag. Die Sabbatdag was deel van die 10 gebooie. En as ons die wet wil onderhou, om gered te word, om te dink ons please God, dan doen ons dit vir onsself. Ons kan nie God please deur ons werke nie. Die enigste ding wat God behaag van ons, is ons geloof in Jesus Christus. Die enigste manier hoe ons gered gaan word, is die feit dat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het, en aan ons genade betoon het, en ons gered word deur die genade van die geloof in Jesus Christus, aan die daad wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Nou net interessant is, al behoort jy aan Israel, moet jy ook tot bekering kom in Jesus Christus. Dit beteken, jy moet ook die genade van Jesus kry om gered te word. Jy kan jouself nie red nie. So al wil jy die Joodse kultuur hou, al wil jy die wette onderhou, al wil jy hierdie goed doen, gaan dit vir jou niks baat nie. Want dit gaan jou niks help nie. Want jy kan jouself nie regverdig nie. Jou dade please God nie. Dis jou geloof in die kruis, in die reddings- en versoeningswerk van Jesus Christus, alleenlik hom en gekruisigde, wat jou red. Jy sien, dit is waar die mense hierdie punt mis. Hulle probeer allerlei wette voorhou, om heilig te wil lewe, om 'n goeie persoon te wees, maar in die meanwhile, back at the ranch, tel dit nie eens vir God nie. Wat vir God tel is jou geloof in Jesus Christus. Ja, as jy Jesus in jou lewe het, sal jy outomaties heilig lewe. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie op wat sê Galasiërs 5, vers 3 en 4. Galasiërs 5. Kyk nie so wat sê. Galasiërs 5 vers 3 en 4. En ek betuig het weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Jy sien, as jy jouself regverdig om te dink, as ek moet die wet onderhou en ek moet die Sabbat onderhou om deur God raak gesien te word, om geseën te word, jy lieg vir jouself, dan moet jy die hele wet onderhou. En die wet was nie net 10 gebooie nie. Die wet was 639 wette ook. So, jy sien, dit is waar die probleem nou inkom. Jy kan jouself nie red nie. En jy wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van Christus. So as hierdie mense kom en hulle sê vir jou, jy moet die Sabbat onderhou, want anders gaan jy nou gestraf word, en jy loop agter die dier, en jy is nou anti-Christ, en al hierdie tipe dinge. Dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Want die woord sê vir ons, jy wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van Christus. Jy wat dink, jy please God net om 'n dag te onderhou. Jy please God niks. Al wat God kan behaag, is jou geloof in die feit dat Jesus Christus vir jou gesterf het, waar jy jou vertroue in die feit gesit dat hy vir jou gesterf het, hy aan jou genade geskenk het.
Nou kyk wat sê Handelinge, daai gedeelte ons nou gepraat oor Handelinge 15, waar hulle nou hierdie bespreking gehad het oor die heidene, of dit nou nodig is dat hulle moet laat besny en die wette onderhou. Nou kan ons hierso sien in Handelinge 15, daar so in vers 8 en 9, wat het toe gebeur. Kyk net so wat sê vers 8. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook. Jy sien, ons word gered uit genade van Jesus Christus, nie om 'n dag te onderhou nie, nie om 'n wet te onderhou nie. Ons word alleenlik gered uit genade uit. Treffend in die Nuwe Testament is dat al die gebooie van die 10 gebooie van Eksodus 20 byvoorbeeld herhaal word behalwe die een oor die Sabbat. Kom ons lees 'n bietjie Galasiërs 5 vers 19. As ons kyk in Galasiërs 5 vers 19 reg deur die Nuwe Testament, gaan jy sien dat al die sondes van die wet, as ons praat van die sondes van die wet, al die sondes van die wet word herhaal in die Nuwe Testament, behalwe die Sabbat. Dit is baie interessant. So die gebooie wat gegee word in die Nuwe Testament, is alles behalwe die Sabbat. Blaai gou saam met my, Galasiërs 5 vers 19. Hoor dit sê hierso. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap en brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou, is al hierdie goeders in die wet? Afgoderry? Ja. Towery? Ja. Vyandskap? Ja. Jaloesheid? Ja. Toornigheid? Ja. Naaiwer? Ja. Tweedrag? Ja. Oorspel? Ja. Hoerery? Ja. Onreinheid? Ja. Al daai goeders, al daai sondes is in die wet. Dit word genoem in die wet, in die 10 gebooie. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie. Al daai goeders word genoem. Nou hier is die sonde van die vlees. So wat sê, as jy wandel in die vlees en jy is nie wedergebore nie, dan gaan jy nie die koninkryk van God kry nie. Maar hier staan nêrens jy moet die Sabbatdag onderhou nog steeds nie. Jy sien nêrens in die Nuwe Testament word herhaal dat jy die Sabbatdag moet onderhou nie. Net interessant. Nou Christus het die Sabbat vervul. Nou denk hoe kan jy dit dan sê? Lees gou saam met my Kolossense 2 vanaf vers 16 en 17. Hy sê laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Onthou nou wat het ons gesê in die Ou Testament? Dit het die wette wat God ingestel het in die Ou Testament en die feeste wat hy ingestel het, was 'n skaduwee op die dinge wat sou kom. En Jesus het vir ons die Sabbat vervul. Dink hoe het Jesus die Sabbat vervul? Blaai gou saam met my na Hebreërs 4 toe. Hebreërs 4, en ons gaan hierso lees in vers 4 sê hy, want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, omdat sommige ingaan en diegene in wie die evangelie is verkondig is deur om gehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verraad julle harte nie, want as Joshua julle rus gegee het, sal hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voordeel van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou wat beteken dit? Jesus het vir ons die Sabbat se rus vervul. Hoe het hy dit gedoen? Want ons het gewerk. Ons moes gewerk het vir ons saligheid. Ons moes die wet geonderhou het. Maar nou kom hy en hy sê, nou gaan julle God se rus binne. Bedoelende, Jesus het die Sabbat vervul deur sy kruisiging, deur ons werke te vat en vir ons te sterf. En daarom word ons nie meer geregverdig deur ons werke en deur dit wat ons doen nie. Maar ons kan nou rus van ons werke. Ons hoef nie meer te werk om God te impress nie.
Ons hoef nie meer te werk vir ons saligheid nie. Ons kan nou in God se Sabbatsrus ingaan. As ek dit nou so kan noem, in die sin van, in die wete, in die geloof, dat Jesus Christus vir ons die prys betaal het aan die kruis van Golgotha, en so vir ons die Sabbat vervul het en afgehandel het, sodat ons kan rus in die wete. Ons beerwe die ewige lewe op grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en nie deur ons eie werke nie. Die simboliek daarvan, net soos wat Israel in Egipteland slawe was, en gewerk het, en nie kon gerus het nie, het God hulle uit Israel, uit Egipteland, het hy hulle uit Egipteland uitgelei, na die beloofde land, en gesê, hier is vir julle 'n Sabbatdag, omdat julle rus, omdat julle slawe was en gewerk het, net so, was ons slawe, ons was slawe van die sonde, ons was slawe van die dood, en God het gesê, ek gee my seun, en hy betaal die prys vir julle, hy is julle beloofde land, as ek julle kan gee, wat is die beloofde land? Die ewige lewe, ons gaan saam met Jesus wees, en hy is die offer, en hy vervul dus vir julle die wet. Daarom kan ons God se ewige rus ingaan, in die sin van, ons hoef nie meer te werk vir ons saligheid nie, want Jesus Christus het vir ons die volle prys betaal. Jy sien, om die Sabbat te onderhou, gaan jou nie red nie. Om die Sabbat te onderhou tel nie vir God ekstra punte nie. Dit tel nie vir God nie. Wat vir God tel is jy gewas deur die bloed van Jesus Christus, glo jy in Jesus Christus, die evangelie van Jesus, en daarom sê hy vir julle, ek het julle 'n nuwe gebod gegee, om in die naam van my seun Jesus te glo. Blaai saam met my na 1 Johannes toe. 1 Johannes. Nou vra jy mense nou, maar moet ons nog steeds die gebooie van God onderhou? Wat is die gebod van God? Wat is die gebod van Jesus? Kyk 'n bietjie. 1 Johannes 3, vers 23, kyk wat sê God hierso. Dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo, en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Jy sien, Jesus het gesê, die hele wet word vervul in een wet, naamlik jy moet God alles lief hê, oor jouself, ja, maar die hele wet word vervul in een wet, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, Jesus het vir ons 'n nuwe gebod gebring. Ons moet glo in die naam van Jesus. Wat beteken dit? Ons moet glo in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het vir ons die prys betaal, ons gee ons lewe oor aan hom, en daarom word ons geregverdig op grond van dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, op grond van die prys wat hy vir ons betaal het. Hy het vir ons regverdig gemaak. Hy het sy bloed geoffer by die Vader. Hy het ons in God se Sabbatrus laat ingaan deur die geloof in hom. En dit is wat dit beteken. Jy sien, so die wet was vervul deur Jesus Christus, is afgehandel. Dit tel nie meer nie. Dis hoekom ek net nou gesê het, selfs Israel, selfs die mense wat glo hulle is deel van Israel, moet tot bekering kom in Jesus, want as jy jouself wil regverdig, gaan jy dit nie maak nie. Jy kan nie gered word deur jouself te regverdig nie. Jy kan uitsluitlik en alleenlik gered word deur die bloed en die genade van Jesus Christus. Jy sien, dit is die hele beginsel van die Nuwe Testament. Dit is hoekom Jesus geskryf het en God gesê het in Hebreërs, die eerste het hy oud gemaak. En wat oud is na by die verdwyning. Dit is oud, is afgehandel. Hy bring 'n nuwe, beter verbond, waarin daar beter beloftes is. En dit kom deur Jesus Christus. Die Sondag vier ons ook omdat die vroeë Christelike kerk ook by mekaar gekom het op Sondag. Nou as ons 'n bietjie in die kerkgeskiedenis gaan kyk, dan sal ons sien mense soos Irenaeus en Justinius en Ignatius, en al die mense wat vroeë kerkskrywers was en kerkvaders was, hulle het so vroeg as 100 na Christus, het hulle al geskryf dat die kerke by mekaar kom op Sondag, die eerste dag van die week ensovoorts. So hierdie ding is nie net deur Konstantin ingestel wat het gesê het, ons gaan nou Sondag nou kerk hou en dit is nou die Rooms-Katolieke ding nie. Nee, van so vroeg as 100 jaar na Christus was die disippels al by mekaar. Ons kan sien in die Bybel dat selfs na Jesus se kruisiging en na sy opstanding het die apostels en die disippels by mekaar gekom op die eerste dag van die week. So hierdie is 'n Bybelse beginsel om Sondag by mekaar te kom. Die Sondag het dus niks te doen met die Sabbatdag nie. Die Sabbatdag was uitsluitlik gegee aan Israel, aan die Jode, en in ons geval die heidene wat tot bekering gekom het in Jesus Christus, is die Sabbatdag vervul vir ons in Jesus Christus. Hy het die wet ook vir ons vervul, en daarom hoef ons nie meer 'n Sabbatdag te onderhou nie. Ons kom Sondag by mekaar om aan Jesus die eer te gee, omdat hy op die eerste dag van die week opgestaan het, omdat hy vir ons gekruisig is en opgestaan het, en omdat die Heilige Gees ook uitgestort was op Pinksterfees op die eerste dag van die week. En dit ook omdat Jesus ook self aan die eerste dag van die week by mekaar gekom het en die vroeë kerkvaders het gedoen het. Dit is 'n Bybelse beginsel. So nou kry ek 'n hele paar vrae, byvoorbeeld oor
die Sondag? Nou kom ons gesels gou 'n bietjie oor 'n paar vrae. Ek het al baie mense gehad wat my vra. Soos byvoorbeeld, Henko, is die Sondag dus dan nou 'n Rooms-Katolieke instelling soos wat die Adventiste beweer? Dat Konstantyn die Sabbatdag nou gestig het en al die goeders. Nee, ek het ons nou net gesê, so vroeg as 100 jaar na Christus, was dit al gewees dat die kerk bymekaar gekom het om op Sondag kerk te hou. Al wat Konstantyn gedoen het, hy het net reeds die gebruik wat daar reeds was om op Sondag kerk te hou het, hy het dit basies gewettig, 351 na Christus. Dis al wat hy gedoen het, hy het dit net gewettig. Maar dit was al reeds 'n gebruik gewees, nog voor Konstantyn. So hy het dit net amptelik gemaak, as ek dit so kan noem. Nou die vraag nommer 2 wat ek baie keer, het ek dus dan nou die merk van die dier, is ek dan 'n Sondag vier en is ek dan 'n deel van die anti-Kris regering en die goed? Nee, dit is 'n leer na die put van die hel uit. Die Bybel wys vir ons heeltemal iets anders. Kom terug na die skrif toe. Ek praat hier van fabels wat opgeraap word buitekant en goed as ek praat van God se woord. God se woord het nou vir ons die antwoord gegee. So, hulle wat dink dat hulle gered word deur om 'n dag te onderhou, is bietjie ver van die punt af. Ek wil eintlik vir die Adventiste hierdie stelling maak en vir hulle sê, as jy sê Sondag, omdat as ons nou Sondag vier, dan bid ons nou die songod en die goeders, wat die waarheid was in die Rooms-Katolieke kerk, né? Maar ons Christene het bokkel om met die Rooms-Katolieke kerk te doen nie. Ons het niks met die Rooms-Katolieke kerk te doen nie. Nou as hulle dan dus vir ons die bewering maak om vir ons te sê op Sondag, aanbid julle nou die songod, wil ek eintlik vir hulle sê, wel, elke dag van die week is opgedra aan 'n afgod, byvoorbeeld Maandag aan die maan, en dan so ook Saterdag is aan die god van Saturnus opgedra. So as hulle dan nou vir ons wil sê dat die Sondag aanbid ons nou die songod as ons Sondag kerke, wil ek eintlik vir hulle sê, wel, as jy so wil redeneer, dan moet jy konsekwent wees in jou redenasies, want dan beteken dit op Saterdag aanbid jy vir Saturnus. Jy sien, dit maak nie Bybels korrek sin nie. Volgens die Bybel het ek ons nou mooi vir die verduidelik hoe werk dit. Dan vra baie mense hierdie vraag vir my, en kom mag ek dus dan nou werk op 'n Sondag? Ja, mense, weet jy wat die woord kom eintlik daarmee, God sê vir ons, hy skryf die wet op ons harte, in die bedoeling van, Jesus het vir ons die Sabbatdag vervul, daar is nie meer 'n Sabbatdag nie, ons moet elke dag heilig lewe, nie net een dag in die week nie, wat help het jy lewe die res van die week onheilig, maar een dag wil jy nou heilig lewe, jy mag besigheid doen op 'n Sondag, jy mag werk op 'n Sondag, jy mag gedoen op 'n Sondag, jy lewe nie meer onder 'n wet nie, want jy moet elke dag heilig lewe, jy moet nie net een dag in die week heilig lewe nie. So, is dit 'n sonde om op 'n Sondag te werk? Nee. Dit is wel belangrik om die onderlinge byeenkomste by te woon. Dis hoekom die woord skryf vir ons in Hebreërs, moenie julle onderlinge byeenkomste mis nie. Maar is dit verkeerd om te werk op 'n Sondag? Nee. As ons lewe in 'n moderne wêreld waar ons verplig word om op 'n Sondag te werk, waar ons verplig word om goed te doen, want dit is hoe dit maar nou is. Maar God oordeel jou nie oor 'n dag wat jy onderhou nie. God kyk nie na hoe heilig jy lewe op een dag van die week en of onderhou jy hierdie dag nie. Jy word nie gered daardeur nie. Jy word gered deur die genade van Jesus Christus. Jy sien, en daarom moet jy elke dag heilig lewe. So ek hoop dit beantwoord daai vraag. Dan die vierde vraag, kan ek ook baie keer hierdie beginsel, het Jesus dan dus die Sabbat gebreek? Nou ek wil eintlik hierdie ding kry, ek kry baie keer hierdie redenasie by mense, dan sal hulle vir my, sal hulle so te kere gaan met die Sabbat. Dan sal ek vir sê, wel, maar ek weet nie hoekom man julle sê nie, want Jesus het self die Sabbat gebreek. Gaan nou raak hierdie mense kwaad vir my, omdat ek nou sê, Jesus het die Sabbat gebreek. Jesus het gaan die Sabbat gebreek nie. Wil ek vir julle gou reg help om vir julle te sê, lees gou saam met my Johannes 5 vers 18. Johannes 5 vers 18. Sê, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het, en hom met God gelyk gestel het. Hier kan jy sien, dat selfs Jesus is vervolg, omdat hy die Sabbatdag gebreek het. Die Jode wou hom doodmaak, omdat hy die Sabbatdag gebreek het. Dit was een van die redes hoekom hulle hom gekruisig het. Want ek sal altyd vir die mense vra, hoekom het die Jode vir Jesus gekruisig? Juist omdat hy een van die redes was, omdat hy die Sabbat gebreek het. Dink die dag toe hulle geloop het in die veld, hy en sy disippels, en hulle die koringare gepluk het, wat het hy vir hulle gesê? Die Sabbat is vir die mense, nie die mense vir die Sabbat nie. Jy sien, dit is, God het vir jou 'n dag van rus gegee, om jou te verkoop. Dit het nie te doen om God te behaag nie. Jy hou nie 'n dag om God te behaag nie. So, ek wil jy eintlik nou los met hierdie teksgedeelte in Romeine 14. Romeine 14. En ons lees daarso vanaf vers 4. Romeine 14 vanaf vers 4. Luister nou baie mooi. Wees jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel. Hy staan en val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staan en bly, want God is magtig om staande te hou. Die een dag bo die ander. Die ander ag al die dae gelyk.
Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Ook jy, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so veragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely, en so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Jy sien, hy sê so, die een ag die dag hoor as die ander een. Een onderhou die dag tot eer van die Here, een onderhou nie die dag tot eer van die Here nie. So, wat maak het saak? As jy die dag wil onderhou tot eer van die Here, doen dit. Jy doen nie verkeerd nie. Maar as jy die dag nie wil onderhou tot eer van die Here nie, as jy glo die Sabbat is vervul, so wat ek nou net hier verduidelik het, wat maak het saak? God kyk nie daarna nie. Dieselfde met vleis eet, want hulle verbied ook die mense om vleis te eet en dierprodukte eet. Die ene eet vleis tot eer van die Here, die ander nie. Dis nie wat by jou mond ingaan wat jy onrein maak nie, dis wat by jou hart uitkom. Jy sien, dit is wat die hele beginsel is wat hulle nie verstaan nie. Jesus het vervul aan die kruis. Dit gaan oor vryheid, dit gaan oor die feit van, ons moet ophou kyk na dade, maar ons moet begin lewe in geloof. Ons moet ophou kyk na hoe goed ons kan probeer wees. Maar ons moet begin besef, ons is afhanklik van genade van God. Ons kan onsself nie red nie. Ons is absoluut afhanklik van die genade van die Here Jesus Christus. En weet jy wat verstaan mense nie van die genade boodskap nie? As jy onder genade lewe, dan gaan jy juis heilig lewe. Want dis die genade wat jou dryf om heilig te lewe, want jy verstaan waaruit is jy gered, en jy verstaan wat het Jesus vir jou aan die kruis gedoen. So jy sien, dit is waar jy begin sal gaan. Ek hoop, vandag se boodskap het jy gebless. Ek hoop jy het nou 'n bietjie geleer oor die Sabbat. Wat is die Sabbat? Dit was die Vrydag en die Saterdag gewees, dit was uitsluitlik aan Israel gegee. Moet ons nog steeds die Sabbat onderhou? Nee, jy staan nie onder 'n wet nie. Is die Sondag die Sabbat? Nee, die Sondag het niks te doen met die Sabbat nie. Die Sondag is die dag wat ons vier, waarop Jesus opgestaan het, waarop hy die disippels en apostels bymekaar gekom het, die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, ensovoorts, en dat Jesus vir ons die Sabbat vervul het, deur vir ons God se ewige rus te gee, dat ons nie meer gered word uit ons werke uit nie, maar uit geloof in Jesus Christus. So ek hoop, hierdie bless u, en gaan leer ook ander mense, en ek wil net vir u sê, moenie in debatte en stryery betrokke raak nie, want Titus sê vir ons, kyk wat sê die boek van Titus vir ons, kyk wat sê Titus 3 vers 9, hy sê, maar vir my dwaase stryd vra, en geslagsregisters en twise stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. So hy sê, vir my dwaase stryd vra, hierdie is goeders van, onderhou die Sabbat, of jy is nou die antichrist of hierdie goed, vir my hierdie goeders, vir my stryery oor die wet, vir my die geslagsregisters, hoekom? Want 'n geslagsregister gaan jou nie red nie, om aan Israel te behoort gaan jou nie red nie, want jy gaan uiteindelik gered word uit genade van Jesus Christus. Hy sê, en vir my die stryd oor die wet, want is nutteloos en doelloos. As jy die wet wil onderhou dit, jy onderhou dit net vir jouself, jy gaan nie gered word en geregverdig word net omdat jy die wet onderhou nie. Jy word geregverdig deur die bloed van Jesus Christus, jy word gered deur Jesus Christus aan die kruis. Jy sê, dit is waaroor die hele Nuwe Testament gaan. So vir my die goed, moenie mense beklei daaroor nie. As hulle die Sabbat wil onderhou, laat hulle die Sabbat onderhou. As hy die Sabbat nie wil onderhou nie, dis sy saak. Hier het ons nou gelees in die Bybel. God kyk nie eers daarna nie, dit tel nie eers vir hom nie. Wat vir God tel is jou hart, jou geloof in Jesus Christus, en dat jy in hom glo. Wie die seën het die ewige lewe. Wie die seën het nie die ewige lewe nie. Dit is waaroor dit vir God gaan. Ek bless u, ek seën u, kopieer die DVD's vir mense, daar is nie kopiereg op nie. Doen asseblief die werksopdragte wat nou gepaard gaan met hierdie studie. En ek hoop regtig iets bietjie geleer uit hierdie onderwerp uit wat ons vandag oor gepraat het van die Sabbat. Die Here seën jou. Shalom.